vanmorgen die eerste keer ingekomen, blij om jullie te zien. En ek hoop jullie gaan dit geniet. En dan gaan we net een ding. Die woord wat uitgaan, gaan we die Vader. Dit kom nie van onsself af. Maar, jy moet lekker dit geniet vanmorgen, want daar is baie verrigtinge. Die afkondiging vir die week, vanmiddag is 1600, is Magmaal. Ek is natuurlijk iemand van Magmaal bedien nie so vanmiddag, te lang. So allemaal is welkom, kom op na die huis van die Here toe, kom en gebied dit. Woensdag is die bidure weer oop. Om 1800, om 6 uur, kom op. Moenie, die onderwys sê by die komste mis nie, soos die woord van God ons sê, soos sommige die gewoonte. Vrydag is jeug. Kom op jeug toe. Dit is nie net vir kinders nie. Dit is vir die ouer mense ook. Die woord van God sê, ons allemaal moet wees soos kinders. So ons allemaal is kinders op die nou 2 jaar oud is, en op die 99 is, jy is nog steeds 'n kind. En die woord van God sê, ons moet soos kinders wees. Dan sal ons werklik die vrug aanval. Geliefdes, en dan Sondag is weer oggenddiens om 9 uur, aanddiens om 14 uur. Nee, 1600, jammer. 1600. Kom op, is daar enige verjaarsdag? Ach, nee. Alweer nie. Nee, nog 'n week wat ek gaan word. Maar prys die Here, geliefdes. Voor ons in naam van die Here van groot maak, is al so die kleine dinge wat plaasvind, en ek plaas op die plaas ook Christus, waar as jy met sy hele familie kom voor toe asseblief man. Geliefdes, die woord sê, ons duidelik bring kindertjies aan my. In Lukas 18, onder vers 15 sê hy vir ons, en hulle het ook die klein kindertjies omgebring, sodat hy hulle kan aanraak. En die disciples het sien, het hulle beskaap. Maar Jesus het hulle naam geroep en gesê, laat die kindertjies na my toe kom, en verhinder hulle nie, want aan sulkes behoort die koninkryk van God. Voorwaar ek sê vir julle, elkeen wat die koninkryk van God nie soos 'n kindjies ontvang nie, sal daar nooit ingaan. Nou, Maria, sy ma, kon nie swanger word. En sy het die Here beloof, as sy swanger word, gaan sy die kind gee. En sy swanger geraak. En sy moeder Maria gebaar. En op 3 jaar is sy die kind teruggegee. Die kind het groot geword in die tempel. Net so, gaan ons vanmorgen nou hierdie kind toe by aan die Here. En wat dit beteken, dat is nie net hulle wat ouers is wat sê oor die kind, maar ons as gemeente moet ook kyk, laat hulle die kind regop toe. In die vrese van die Here. Ons is deesdae so gemaklik om te sê, nee, alles is selfsprekend. Alles is nie selfsprekend nie. En dit is, en dit is my voorreg om vanmorgen te kom en te sê, Willeke Loubert, op die 12 April 2024, dat ek vandag die 6de dag van April 2025 my doktertjie aan die Here toewy. Boodskap
die kruiskerk uit te maak. Ek beloof om na die beste van my vermoë en die wese in die Here op te voed. Laat die kindertjies na my toe kom en verhinder hulle nie, want dan sal dit oor die koninkryk van God, waar ek sien vers 14. Geliefdes, dit is baie belangrik. En vanmôre, as oupa, en as ouma, en die rest wil ek sê, wil is bevoorrecht. Maar, hoe die kan kom, die vrees ek nie. En wat daar jou iemand voor sê, moet maar hier is verkeerd, waar is verkeerd. Moet dit nie sommer net alles. Dit is wat ek ook al sê. Ons moet alles weer dink of weer leef. Alright, ons moet nie alles altyd net wat as net gesê. Okay. So kom ons, maak die oor toe, dan kan ons nie dit vir die kind. Vader, my Vader gesorg, my toe vermoorde in naam van Vader, die Seun en Heilige Gees. My Vader, ons kom voor en ons bring al voor U. My God, ons weet dat Here, U is in die Heer. U is die enige ook Here wat al weet ken. Vader, U weet wat se pad sy gaan doen. Daarom kom ons voor ons vra U, Here, want U Seun vir ons sal wees. My Vader, bid van U, Here, alles wat mooi is, alles wat goed is, alles wat eerbaar is, bid ons afgepaar, Here. My Vader, vra U my God, dra weer, Here, my Vader, die ouers, Here, geef hulle ook die wysheid en die kennis om aan op te doen in U vrees, Here. Ons bid het vanmôre, my God, nie eens verdien, Here, maar enkel en net die genade, my Vader, nog, nogthans, Here, nie ons wil nie, maar U wil. Amen en amen. Amen. Geliefdes, en dan gaan ons nog 'n baie belangrike saakie. En dan vra ek sommer Pastoor Erik en Pastoor Boshoff om vorentoe te kom. Geliefdes, ons suster is vandag nou die laaste keer wat ek seker vir haar kan sê, my suster. Maar jy moet my maar vergewe as ek eintlik dit vergeet word. Want ek is die een wat al die kan onthou. Maar ons kom daar 'n maandag kreeg vandag, die eerste dag van Oktober eintlik, as hoofpersoon van die boodskap van die Kruiskerk uit Denag geordineer is. Nou, so Stefan het ons self gedoen en ek glo dat sy gaan vasstaan in dit wat ons lees in 1 Tessalonisense 3, die pligte van 'n ouder en diaken, allemaal behoort te ken. En my suster, ek glo nie dat ek hoef hier te sê nie, ons moet dit net nogmaals altyd vir die eie ekgees. Want die eie ekgees is baie lief om in te neem. En dan kom dinge nie werklik van die Here af. En ons gaan vanmôre, ons nodig om jou saam, ons gaan die hande oplê, en ons gaan die Here vra met sy gees jou gaan lê. Nie luister na wat die mens sê, maar wat God sê. My suster, ons wil al pastoor, mag die Here jou bly, hou jou belofte, nie vir die mens nie, maar die sê God. Ons gaan ook vir jou bid, en die saam van die Here oproep, neerbid, want ons wil proses sy hier oproep, en gebed. Ons saam jou ook in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees.
Geliefdes, kom ons staan, en dan maak ons die oor toe. My Vader, ons sê vir baie dankie, Here. Vir elke dag se genade en se liefde. My Vader, dan was dit vir die liefde in hier. Dan was ons nie in staat om die dag van môre aan te vat. Maar ons weet, Here, dat U is met ons, U lei ons. My Vader, maak elkeen van ons opreg luister na U stem. My Vader, ek bid vanmôre, Here, dat wanneer ons nou U naam gaan groot maak, laat ons dit dan doen tot eer en verheerliking van U naam, Here. My Vader, en wanneer die woord uitgaan, Here, daar agter die nuwe kruis, Here. My Vader, gebruik hom as 'n instrument in U hand, Here. My Vader, sodat dit wat uitgaan van U af sal wees, Here, want U is die ene wat weet wat elke van ons se behoeftes is. En ek bid en ek vra dit in die lieflike naam van Jesus. My Vader, weet ons sitplek na sitplek. Ek bid dit in Jesus kosbare naam. Amen en amen. Kom ons maak die naam van die Here groot. Soos nog nooit tevore. You are the words of the
vra Here dat U die spreker sal wees, Here. Sodat vra Here dat U elke gedagte gevangen sal neem, sodat ons kan ontvang dit wat U vir ons opgee geword. Ons lof, ons prys die wonderlike naam van U. Ek wil net, voordat ek begin met die boodskap, ek sê ons is vir hierdie jaar dat ons arm wyn daar wacht. Die drinking nou was bietjie swak, hulle is besig met weer gemaak, 70x7. Ek moedig elke kind van die Here aan, as die wijntjies kom om die band te dra. En ons Heilige Christus vir Gees in ons sal hê, om mense te verveel. Hy vir ons prys te gee, maar God se woord sê, Jesus self gesê, paar plekke in die Bybel, 70x7 op een dag, dis elke 3 minute. Dit sit 'n groot prys op ons, want die pad is nou. En om daai nou pad te wandel, dan luister wat sê God se woord. Ek wil vir julle versie aanhaal, Romeine in Jeremia, hoofstuk 2 vers 35, vir wie wat julle Bybels gebring het vanmôre. In die Afrikaanse Bybel sê, kyk, ek sal jou veroordeel, of na die gereg neem, omdat jy gesê het, ek het nie gesondig. Israel het vergeet dat die Here hulle uit Egipte land, uit slavernye verlos het, en in die beloofde land gesit het. Maar baie keer vergeet ons wat die Here gister en eergister en jare voor dit vir ons gedoen het. Maar God is so groot, hy is een wat vashou aan sy beloftes. In Johannes 10 vers 27 sê die Bybel, my skape luister na my stem. So ek glo vanmôre, ek praat met skape, met mense wat ondervinding met die Here gehad het, wat wedergebore is. Die Here se woord sê vir ons vanmôre, hy sê, ek ken my skape, ek ken hulle, en hulle volg my. En ons, as kinders van die Here, moet hierdie woord van die Here lees en studeer. Want dit help ons op die pad. Jy weet, voor 'n paar jaar terug, en dit gebeur wanneer 'n mens oud raak, dat jy dinge vergeet. Jy kom by jou, skielik en jy sien almal doen. En weet jy, ek het dit deurgemaak. En jy nog 'n besluit, ek gaan ten minste 5 skrifte elke dag probeer leer. Ek ben kom ek, so kassie waar klomp skrifte is. Lees dit in die oggend. En aan die volgende oggend lees ek daai 5 skrifte weer. En dan skryf ek terug, dan leer ek weer ander. Want die woord van die Here is kragtig. Paulus skryf waar hy sê, soos 'n tweesnydende swaard. En vanmôre is 'n harde woord. Ek sit er in beef as ek hierdie boodskap te veel moet bring. Maar God se woord staan vas. En ons moet die woord van die Here glo. As ons kyk nou, ek gaan begin met Romeine. As ons Romeine 3 vers 21. Geregtigheid is openbaar deur die geloof.
En Jesus is so goed vir ons. Romeine 3 vers 10 staan geskrywe, almal het gesondig. Ons is almal sondaars. Ons is almal gered uit genade uit. Die Bybel sê, baie mense wat gered word, hulle gaan nog na 4 stink soos hulle uitgered het. Soos 'n brandende stuk hout uit die vuur uitgehaal het. En die Here is so wonderlik vir ons, hy gee om vir ons. Al die mense, daar is niemand regverdig nie. Skryf Paulus vir die Romeine. Ek weet nie of hulle dop gekryp het, of soos hulle volstreeks, hulle kop weggesteek het in die grond. Maar dis die woord van die Here. Maar ons moet nie net daarop word, ons moet 'n bietjie verder gaan. Hy sê, Romeine 3, vers 21 tot 24, geregtigheid deur die geloof in Jesus, vir almal en oor almal. Is dit nie wonderlik? En die Here verklaar ons regverdig, as ons Jesus in ons lewe het. Hy maak ons, dat ons glo, en ons weet, dat Jesus in ons lewe is, en dat ons nooit meer dieselfde kan wees. Ja, daar kom geleenthede, dis jou vriende wil jy grappies vertel en allerlei dinge doen. En baie keer terug die vrou, en as ek sê, ag Here, is verkeerde nooit. En ek kan die keer woord dat ek nie kom. En Romeine 3, vers 21 en vers 23 sê, almal het gesondig. En dit ontbreek ons almal in die heerlikheid van God. Maar weet jy, dit is niets dat ons kan weet, ons is mens. En baie keer wanneer ons iets verkeerd doen, dan sê ek, ag, ek is maar net 'n mens. Is dit nie waar nie? Ek mag kwaad word. Maar Paulus sê, jy kan kwaad word, maar jy is nie sondig nie. Dis wat Paulus sê. En sê ek nie die weer gesprek nie, maar die Heilige Gees is getrou. En dan sê in Romeine 5 vers 12, daarom so deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en so die dood tot alle mense deurgebring het, omdat hulle gesondig het. Alle mense. Nou as ons na mense kyk, dan sien ons hulle verkeerde werke. Maar ons kyk nie na onsself nie. Die woord van die Here wil hê dat ons 'n inkeer moet onsself moet sien, wat sê God se woord? Waar staan ek in die prentjie? Is 'n deel van die verlossingsplan van die Here? Is 'n deel van die wat die ewige lewe gaan beerwe? En deur die dood deurgedring het, omdat hulle gesondig het. Maar nou die pragtige vers in Hoofstuk 6 vers 23. Die loon van die sonde is die dood. Maar die genade gawe van God is die ewige lewe. Kom ons gee die Here 'n ander klap. Dankie Here dat U dit moontlik gemaak het. Ek is sonder mens. Weet jy, toe ek tot bekering gekom het ek wat ek kon nie kan vir net in die werk. En die ouens het hele gepraat in die park en ek gaan hulle toe sê, vir wat gebruik julle die Here se naam? Toe word ek gevloek. So in die kar toe sê, ons sê, wat het nou gebeur? En een oomblik het die Here my verlos. En my aangeraak. So by die huis kom, en dit is wat wedergeboorte doen. Toe kon ek hier praat nie, my vrou, en ek is in drade. En die vrou vraag, wat gaan moet doen? Sy vraag later, sê die
5 of 10 minute gesit op my. Wat het gebeur? Ek sê nee, ek moet my hart vir die Here. Maar die trane het geloop. En ek het gelag en gehuil. Want dit is so wonderlik dat die Here my uitverkies het, dat die Here hulle uitverkies het, om kinders van God genoem te word. Dit staar my verstand te boven, dis die God wat ons dien, wat so groot is. Wat van die hemel af gekom het, om ons te kom oplig, om ons te kom help. Ai, dis wonderlik. En dan vers Romeine 6 vers 14, want die sonde sal oor julle nie heers nie. Sin word not roep oor nie. Halleluja. Maar wanneer is die kop met dan gebruik ons dieselfde skrif teen hom. Dan gebruik ons die God se woord en sê nee. Ja, die Bybel gaan sê, jy is 'n chicken. Jy chicken eet nou. Maar God se woord is daar om ons by te staan. En wanneer ons versoek word deur Korintiërs 10 vers 13 sê, dan word ons versoek deur ons eie wil begeertes. Dis nie die Here wat ons versoek stel nie. Maar beide gee vir ons die uitkoms. En ons moet die rug draai op dit wat verkeerd is. Ek weet, Bybel sê vorentoe kyk, maar in die vorentoe kyk, moet jy die rug draai op dit wat verkeerd is. Moet jy wanneer iemand die Here se naam heilig gebruik. So daardie dag was ek op 'n plek, en paar manne wat so staan op gesaak, ek kon nie help nie. Ek sê, hoor hierso, jy moet die Here se naam gebruik. Toe sê hy kan nie besef wat dit gedoen nie, maar hy vra om verskoning. Dit is so in hulle en in ons in bijsonder lê en loer en wag. Die Here vir Kain gesê. En net so vir ons kom jy uit, wonderlike diens gehad, halleluja, en buitekant staan die duiwel wag vir jou. Of ons swaai voor jou en vergeet die hele woord wat die Here gesê. En Romeine 3 vers 31. Ek weet, die Ou Testament was onder die wet. Nuwe Testament is ons onder die genade. Luister wat sê Romeine 3 vers 31. Maak ons dan die wet tot niet deur die geloof? Nee, stellig nie. Ons bevestig die wet deur ons geloof. Want jy hoef nie elke dingetjie na te volg nie, dit is in jou. Wanneer die Here in jou lewe inkom. En nou, as sê woord, ek het altyd gehoor, en die woord, baie van kinders van die Here gebruik op dit. Hulle sê, nee, ek gaan hulle nog recht vertel wat is verkeerd. Straight talk, rules love and friendship. Dan gebruik vir daai versie. Maar baie keer doen jy dit uit jou frustrasie. Jy doen dit omdat jy te neergedruk is. Dat dinge sekere dinge gebeur het of gesê is van jou en nou wil jy jouself net gaan bietjie kamer op. En nee, ek is 'n kind van die Here wat nie dit sê. Wat die skrif sê, die wet word bevestig deur ons geloof in Jesus Christus. En nou wil ek kom na 1 Johannes 1 vers 6. As ons sê dat ons met hom gemeenskap het en in duisternis wandel, dan lieg ons en doen ons nie die waarheid nie. Dit is harde woord nie. As ons sê dat ons gemeenskap het, sê ons is kinders van die Here. Of ons skryf op sy karakter, I follow Jesus.
Seker by in rye, rook net seker lang sigare. Wat seker tyd is dit. Maar nou sê die woord van die Here. Dis die heel eerste ding wat ons moet onthou. As ons die waarheid wil preek, of die waarheid wil leef, of Jesus volg in al ons dade en alles wat ons het, dan moet ons weet, hy is by ons. Die Heilige Gees is daar om ons te versterk. En dan 1 Johannes 1 vers 7 as ons, die eerste het ook gesê, as ons, so jy het 'n keuse, of jy daai besluit wil doen, as ons in die lig wandel, soos Jesus in die lig is, dan het ons gemeenskap met mekaar. Dis waarvoor ons Sondagmiddag 4:00 die mense uitnooi om fellowship te hê, gemeenskap met mekaar te hê. Dan sal ek 'n bietjie koekies of kerkies of pannekoek van die Marie, sy sê nou hier so. En dis wat die Here wil hê. Ons moet fellowship met mekaar. Ons moet by mekaar. Maar as ons sê dat ons gemeenskap het in die duisternis wandel, dan lief ons. Maar weet jy wat? Die bloed van Jesus Christus reinig ons van alle sonde. Hy maak ons skoon, hy reinig ons. Halleluja, dankie Jesus. En as ons sê vers 8, dat ons geen sonde het en bevry ons onsself. Dis hartelijk. Maar jy kan sê, en jy so staan, en sê, ek is 'n kind van die Here, gewas in die bloed, gered uit genade. En dat is daai genade, wat God sê, gee 'n kans. Hy kom soos 'n sambreel oor ons, en hy beskerm ons. Kosa mense het 'n liedjie wat hulle gesing het. O, die dazzling Vader, die bloed van Jesus, maak hulle toe soos 'n kombers. Dat jy weet, Suster Amanda die taak opgelees, as pastoores, om 'n voorbeeld vir ons te wees. Om bid daai kombers toe onder af. Wat jou sondes wegneem, wat jou beskerm, wat jou bedek, teen aanvalle van buitekant af. En dan sê die woord, ons moet lei ons af. Maar weet jy, vers 9, as ons sê dat ons nie gesondig het nie, dan maak ons ons tot 'n leenaar en is sy woord nie in ons nie. As ons sê, as ons in die lig wandel, en gebruik hierdie as, is 'n keuse vir jou en vir my. Profeet Jeremia 2:35 vir Israel gesê, kyk, ek sal met jou na die gereg, ek sal jou judge sê in Engels, omdat jy gesê het, ek het nie gesondig nie. Ons almal is in sonde ontvang en gebore. Net in ek het 'n paar jaar terug skryf gesong, I'm saved by grace and grace alone. Ek is uit genade gered. Efesiërs 2:8-9. Dus, as ons besef ons is kinders van die Here, dan sal ons wandel soos kinders van die Here. En omdat ons sê, Here, ek is uit genade gered, gee ons eer aan hom.
mense se lewens kyk, as die polisieman vir my gesê het, as geen toekoms vir jou. Hier staan ek daar, hoeveel jaar, uit genade gered. Deur die geloof. Dis wat die Here wil vir ons gee vanmôre. Dat ons hierdie woord van die Here lief wees vir ons. Dat ons hierdie Bybel moet vat en dit baie keer doen. Ek sê nou maar sê dankie Here. Hier is my padwyser. Hier is my rigting. As ek te neergedruk is, of as ek bekommerd is, of as ek geld nie inkom nie, of as dinge verkeerd gaan of ek my werk verloor, dan is daar God in die hemel. Psalm 119 vers 130 sê, die opening van die woord gee lig. Net om die woord op te maak en te lees wat sê die Here. Vanmôre, ek het net die kort boodskap hier vir julle, wat ek wil los by julle. Wat sê die Bybel? Wat sê God se woord? En dat ons as kinders van die Here sal vashou. Paulus sê daar in 2 Korintiërs 12 vers 9. Hy sê, waar hy doring in die vlees gehad, waar hy iets wat hom gehinder het, waar hy 3 keer gevas en gebid het ook. Toe praat die Here met hom. En die Here sê vir hom, my genade is vir jou genoeg. Soos 'n man wat gebore is sonder arms en bene, wat rondgaan in die wêreld, en sê God is goed. Wat sy tande borstel sonder hande. Is dit nie die genade van die Here? Het miskien 'n gebrek, miskien lei jy in vrees. Maar weet jy wat? As jy onder God se genade aan beweeg, dan gaan jy jou lippe losmaak. En dit wat jy miskien nie kan doen, gaan jy die genade en die krag gee om weer te gaan. Nou, ek wil net so musiek speel, ek gaan hierdie liedjie sing wat die Here vir my gegee het. I am saved by grace. Ek kan nog geen Afrikaans vertaal nie, ek sal maar later. I am saved by grace, and grace alone. Christ left his home to come die for me alone. That is why I can see it's not by my works I am saved. I am saved by grace. I'm on some saved by grace, saved by grace, saved by grace, and grace alone. I am saved by grace. I am saved by grace. I am saved by grace, and grace alone. Was wat we would do. Here, dankie vir hy groot gawe. Die gawe van genade. Van die Heilige Gees wat met ons praat, Here. Dat ons nie vanmôre hy stemmetjie wat in ons praat ignoreer. Maar dat ons vanmôre sal sê, Here, hier is ek. Here, gebruik my. Here, ek wil U loof en prys van nou af tot in die lengte vandaan. Dankie, Jesus. As die mense is vanmôre voel wat sê, Here, ek weet die antwoord nie, maar ek het 'n bietjie koud geword. Ek het 'n bietjie afgedwaal. Here, ek het so baie probleme op my pad kom vorentoe. Dat die genade hand van die Here hier kan
Mense wat weg is van jou af. Vanmorgen is God se genade aan. Staan op met jou se plek. Kom na vore toe. Goeie regtig by. Ek sit hier voor en ek so en ek besef dat almal het nie werklik die liefde van Jesus in hulle. Want as jy die liefde van Jesus in jou het, gaan dit nie lyk of jy suurtjies geëet het voor die kerk toe gekom het. Want Jesus is liefde, en liefde is 'n glimlag op jou gesig.
Maar ek weet die lewe, want die Satan is in die lewe. En hy is besig om die mense te druk, sodat hulle blyk op hulle siertjies het, opgeblaas teenoor die wêreld. Geliefdes, kry Jesus liefde in jou. Kry daai glimlag. Dis verniet. Dis verniet. En glo vir my, hy sal oor jou lewe saai. Hy sal. Kom ons staan, en waar ons die Here se naam gaan, terwyl ons op tieners en opgaves gaan opneem, en dan gaan ons ander krop ons afgesluit met gebed. Die liefde wat alle verstand boven gaan, wat ons gegee op Golgotha, en dat ons daai liefde van Golgotha sal uitleef elke dag. Seën en behoed te bewaar elke persoon wat hier is, waar hulle na verskillende huise toe gaan, of hulle reisende genade te gee, waar hulle van ver af weg gaan in hierdie dag. En ons dank, ons loof, ons prys in Jesus se naam. In Jesus se naam. Amen. Amen. Nou mag die genade van God onze Vader, die liefde van ons Here Jesus Christus en die troostvolle gemeenskap van die Heilige Gees rus en bly met ons van nou af tot in ewigheid. En almal wat dit glo sê, amen. Kom op, Philippe. Hoe het jy gesoek? He would be